van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek wil julle vanmôre nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Psalm 40. Psalm 40. Die opskrif daar sê vir ons: welgeluksalig is hy wat op die Here vertrou. Die nuwe vertaling praat net van gelukkig, maar hierdie woord gaan baie verder as gelukkig. Welgeluksalig, 3 maal gelukkig. Dis wel met my siel, ek is gelukkig in my emosionele stand en ek ondervind saligheid in my verhouding met die Here. Hierdie is 'n psalm van Dawid, kosbare woorde wat hy hier kom uitdruk, maar wat die psalms vir my baie keer so kosbaar en dierbaar maak, is dat ons sien die skrywer se hart raak. Nie net sy woorde wat hy bedoel nie, maar die hart vanuit waar daardie woorde uit neergepen is. Vanmôre lees ons saam Psalm 40, net die eerste 4 verse daar saam. Ek lees vir ons. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die moddersluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gevange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal hom sien en vrees en op die Here vertrou. Net tot sover uit die woord van die Here. Vra vir elke manspersoon wie moontlik om te staan en dan verenig ons saam in gebed. Ja, Vader, Here, ons eer U in hierdie môre vir die geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan kom, vrylik verniet, Here. Ons is nie in 'n land waar daar vervolging is, waar ons hoef te vrees om U te eer, U naam groot te maak. En Here, daarom moet ons met vrymoedigheid, dit nie net hier vanmôre doen nie, maar oral waar ons heen gaan. Dankie vir U woord vanmôre wat lewendig is en tot ons spreek, Here. En mag dit vanmôre, Here, waarlik intref in ons hart. En o Heilige Gees, mag U die nodige oortuigingswerk kom doen, die nodige troos kom doen, die nodige bemoediging kom doen. Here, kom vanmôre en ontmoet ons opnuut en vars ook in hierdie geleentheid. Dankie ook vir hierdie maand dat ons kan vier as sending maand. En waar ons ook vanmôre besonder vir Elmar en Nadine aan U kan kom opdra, en 2 pragtige kindertjies vir Lia en Noel. En ons wil vir hulle bid, Here, eerstens vir hulle welstand, vir hulle eie wandel met U, Here, maar ook vir die werk wat hulle vir U verrig. Here, om in 'n vreemde land te gaan woon, 'n vreemde taal te moet leer, en dan ook nog, Here, daardie mense te moet bedien, is nie maklik. Maar U het hulle geroep tot dit, en daarom weet ons, U stel hulle ook in staat. Seën hulle, Here, herinner ons om stand vir hulle in te tree en vir hulle te bid. En so kan ons weet, Here, dat ons 'n deel aan die werk bedaar verrig. Seën ook nou vanmôre U woord in ons harte, Here, en kom openbaar U self opnuut aan ons. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Liewe vriende, vanmôre wil ek graag met U praat in lyn van vers 4, waar ons gelees het, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. En vanmôre is 'n tema, wanneer God 'n nuwe lied in jou hart plaas. Hier sien ons vanmôre, sê Dawid, ek het lank die Here verwag. Dis nie 'n taal van iemand wat dit maklik gehad het nie. Dis iemand se woorde wat iets net vinnig gou 'n antwoord in gebed verwag het. Dawid praat van wag, lank wag. Daardie soort wag waar jou hart moeg begin raak. Waar jy wonder wanneer die Here gaan ingryp, wanneer jy weet God kan help, maar jy weet nie wanneer en hoe nie. En dan sê Dawid ook, hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Wat 'n beeld word hier nie vir een van my gewys van God wat homself neerbuig oor sy skepping, oor sy skepsel nie. Homself nie bemoedig en homself optrek vir Dawid. Dis die evangelie in 'n beeldvorm. Die mens is in 'n kuil, die mens is in 'n moddersluik. Hy kan homself nie red nie, maar God in genade hoor, God red, God trek uit, God stel sy voete op 'n rots. En dan kom ons by vers 4 wat sê, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee. Nou die woorde wanneer Dawid praat van hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, is nie Dawid wat net nou 'n nuwe liedjie begin sing het of 'n nuwe lied uitgedink het. Dis Dawid wat hier getuig dat die Here het my denke verander. Die Here het my gemoedstoestand verander. Die Here het my verander voor hy nog my omstandighede verander. En daarom, liewe vriende, moet ons terugkyk en vra, wanneer laas het die Here 'n nuwe lied in my hart kom plaas? Of het ek dalk vanmôre vernodig om 'n nuwe lied in my hart te hoor? Is dit as gevolg van omstandighede, druk, finansiële las, dat u dalk vanmôre sit met onsekerheid in die gemoed?
met vrees, met angs? Is dit dalk weens familieomstandighede dat u sit met pyn in die hart, droefheid en hartseer? Is dit weens gebeure van die verlede dat u uitgebrand voel, nutteloos en uitgeput? Dan is dit vanmôre nodig dat ek en u 'n inslag moet kry in die woord van die Here. En nie Dawid se woorde lees nie, maar vir onsself moet neem en vanmôre die Here vertrou dat hy ook 'n nuwe lied in ons hart sal kom plaas. Nou vanmôre, liewe vriende, gaan ons iets doen wat ons nie noodwendig of vir die algemeen doen nie. Normaalweg bly ons net by 'n skrifgedeelte en ons fokus daarop. Maar vanmôre wil ek graag vir u 5 geleenthede kom wys. 5 van duisende. Van hoe die Here in verskillende manne en vroue se lewens ingegryp het. Hoe hy hulle omstandighede kom verander het en hoe hy vir hulle letterlik 'n nuwe lied in hulle hart kom plaas. Ons gaan vanmôre kyk na 5 baie bekende halleluja's. Halleluja's wat ek seker is, as nie almal nie, meerderheid van ons hier al gesing het, maar nie altyd hoor van die dieper storie daar agter nie. En dat ons vanmôre bemoedig mag word, nie net deur die woorde van die liedere nie, maar deur die verhaal van die persone wat daar die pad moes stap, voel dit daardie woorde kon geuit het. Mag die Here ook so dan vanmôre 'n nuwe lied in ons harte kom plaas, 'n nuwe uitkyk. Nie 'n uitkyk van moedeloosheid, pessimisme en negativiteit nie, maar 'n uitkyk van hoop wat op Christus gefokus is, die leidsman en volëinder van ons geloof. En na ons een van elkeen van die liedere hanteer het, gaan ek u nooi om te staan en dan gaan ons daardie lied saam sing. En vanmôre die eerste lied, die bekende lied Genade, onbeskryflik groot, Amazing Grace. Hierdie is 'n lied geskryf deur die man met die naam van John Newton, wat 'n slaweskipskaptein was in die laat 1700s. John Newton was bekend as 'n wrede man wat geen liefde getoon het nie. 'n Man wat diep in sonde geleef het en homself daarin uitgeleef het. In sy rykdom het hy die sonde nagejaag en dit geniet. Hy het geniet om wreed te wees teenoor ander kleriges wat hy juis as slawe weggevoer het na 'n vreemde land. Op 'n aand bevang hierdie man homself in 'n storm saam met hierdie slawe. En daar kom die woorde van sy moeder in sy hart op, waar sy die evangelie keer op keer met hom gedeel het, en dit bring hom daar inderdaad tot bekering. Waar hy besef het met hierdie storm wat druis, hy kan nie langer wegvlug nie. Hy kan nie langer sy eie pad uitdink nie, maar hy's nou gekonfronteer met die ware God van die heelal. Hierdie vuil, sondige man, en dit bring hom daar inderdaad tot bekering. Dit sluit aan by die woorde van Psalm 40 wat sê, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Dit is wat God kom doen vir elke verlore sondaar, liewe vriende. Dis oor hierdie gebeur wat kerke nie meer wil praat. Ons wil praat oor God se liefde en sy genade. Maar alles begin by waar ontmoet God vir jou en vir my. Hy ontmoet ons nie in 'n troonkamer nie. Hy ontmoet ons nie in ons gemaksone nie. Maar hy kom haal ons uit die moddersluike van hierdie wêreld uit die diepste, ganste sonde. Kom roep hy verlore sondaars tot bekering. 'n Man soos John Newton, wat dan die woorde kan sê, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 1 Timoteus 1 vers 15 bevestig dit wanneer dit sê, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. En daarom, liewe vriende, as ons probeer vashou in hierdie beeld, ons is volmaak en perfek, ons het nie eintlik sonde nie, dan het God met baie respek nie vir jou en vir my gekom. Maar die woord is uitdruklik, Romeine 3:23, want almal het gesondig. Sluit vanmôre die predikant en almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar dank die Here, die storie, die verhaal eindig nie daar. Romeine 6:23 sê vir ons, die loon van hierdie sonde is die dood. Dis wat ons verdien, dit is wat ons toekom, maar die genadegawe van God is die ewige lewe deur Christus Jesus, ons Heer. Miskien is daar vandag iemand wat vasgevang voel in skuld. Jy kyk terug en jy sien verkeerde keuses, verkeerde woorde, verkeerde dade, verkeerde paai. Jy dink dalk die Here sal my nie
sommer aanvaar of vergewe daarvan. Maar die evangelie sê, kom na Christus toe. Nie omdat jy skoon is nie, maar omdat hy jou wil reinig. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat hy red. Nie omdat jy uit die kuil self kan klim nie, maar omdat hy jou daaruit wil optrek. Die nuwe lied begin hier. Here, u genade was groter as my sonde. En daarom wil ek u nooi, liewe vriende, kom ons staan en dan sing ons die bekende woorde, genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Wat 'n uitnodiging is dit nie vanmôre vir een vir my nie, liewe vriende, om waar die Here sê, kom net soos jy is. Maar kom, moenie bly nie. Moenie soek vir verskonings nie, moenie uitstel nie, moenie eers dink later nie. Die tyd van die Here is altyd nou. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken en dit wil wit word soos sneeu. Nog 'n nuwe lied wat die Here in 'n man se hart kom plaas, dit is die bekende lied, dit is wel met my siel, it is well with my soul. Hierdie lied is geskryf deur 'n man met die naam van Horatio Spafford. Horatio was 'n welgestelde sakeman in Chicago, maar sy lewe is deur groot verlies getref. Hy het finansiële verlies beleef in 'n groot brand in Chicago, en nie lank daarna nie was sy vrou en sy 3 dogters op pad op 'n skip na Engeland, waar daardie skip gesink het en hy verloor in een dag al 3 sy dogters. Net sy vrou oorleef. En sy skryf vir hom hierdie brief al die pad van Britannia terug na Chicago, ek alleen het oorgebly. En hierdie man met hierdie nuus wat binnekort op daardie selfde roete op 'n selfde tipe skip moes vaar, gaan toe op hierdie pad, met die wete dat sy besigheid, alles wat hy het, los hy agter. Hy's op pad na sy vrou, hy's op pad, want hy het ook as prediker opgetree om die woord te gaan verkondig. En terwyl hy op daardie selfde see roete vaar, verduidelik die skeepskaptein vir hom wat het met die vorige skip gebeur, en daar wys hy vir hom, lê van die stukke van die skip nog. Daar was sy 3 dogters verdrink. En in hierdie oomblik oorweldig 'n lied hierdie man se hart, nie 'n lied van droefheid nie, nie 'n lied van negativiteit of woede nie, maar 'n lied van vrede. As vrede my pad deur die wêreld verlig, of as smarte my dreig te verniel, dan sê hy, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Psalm 40 sê, hy het 'n nuwe lied in my mond gegee. Let mooi op, die nuwe lied beteken nie altyd dat die trane dadelik ophou. Die nuwe lied beteken nie altyd dat die verlies teruggegee word. Die nuwe lied beteken dat God vir sy kind 'n getuienis gee, self wanneer dit seer maak. Daar is 'n vrede wat die wêreld nie verstaan nie. Dis nie om my omstandighede wat makliker raak nie, maar dis omdat Christus naby is. Nie omdat die storm stil is nie, maar omdat die Here groter is as my storm. Filippense 4 vers 7 praat daarvan wanneer dit sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En ek het al gewonder hoekom gebruik Paulus hierdie bewoording alle verstand te bowe gaan. Want ek kan dit nie vanmôre vir iemand verduidelik wat dit nog nie ondervind het. Vir die wat Christus se vrede ondervind het ten spyte van my uitdagings,
ten spyte van my lewenspad, ten spyte van wat oor my pad mag kom, kan ek sy vrede deur en deur ondervind. Verstaan vanmôre, liewe vriende, geluk kom en gaan. Ons praat daarvan, jy het met verkeerde voet uit die bed uit geklim, as jy klaar nie gelukkig nie. Geluk kom en gaan. Geluk word bepaal deur omstandighede, deur dinge in my lewe wat gebeur en plaasvind, maar vrede kan bly. Vrede gaan alle verstand te boor. Vrede bring sekerheid en rustigheid in my hart, al maak dit nie sin nie. Vrede kleef aan die houtkruis van Christus en weet dat al weet ek nie hoe nie, al weet ek nie wat ek gaan sê of hoe ek gaan optree of wat ek gaan maak nie, hy self is die weg wat vir my gebaan is. Dis die soort vrede wat hierdie lied ook van praat, 'n vrede wat nie logies lyk vir die wêreld nie, 'n vrede wat nie sê ek verstaan alles nie, maar 'n vrede wat sê God is in beheer. Dawid wat in hierdie kuil van praat in Psalm 40 ondervind dit ook so. Ratio Spafford se verlies was werklik. Ons eie harte is ook werklik. Die Bybel vra ons nie om ons pyn te ontken nie. Geloof beteken nie jy mag nie huil nie. Geloof beteken nie jy huil op jou eie nie. Geloof beteken ek huil wel, maar by God. Psalm 56 vers 9 sê dat God ons trane ken. Die Here is nie ongemaklik met 'n gebroke hart nie. Hy is naby die wat gebroke van hart is. In Openbaring beloof die Here self dat hy elke traan sal wegvee. Daar is mense wat vandag in die kerk sit met 'n glimlag, maar binne is daar seer, verlies, teleurstelling, siekte, familieprobleem, finansiële druk, sorg, bekommernis oor kinders, dinge waaroor jy nie maklik praat. Die vraag is nie, kan ek maak asof alles reg is nie. Die vraag is, kan ek die Here vertrou, selfs wanneer alles nie reg voel. Hierdie lied leer ons, die kind van God se vrede lê nie in sy omstandighede nie, ons vrede lê in Christus self. Die nuwe lied klink hier so, Here, self in my smart, is U nog my vrede. Kom ons staan en dan sing ons, as vrede my pad deur die wêreld verlig. U gaan let, daar's 'n gedeelte, dames en mans, so ek gaan wys dames en ek gaan wys mans. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig verbeel, dan antwoord ek dit is wel met siel. Dames, dit is wel met my siel. Dit is wel met siel. Hoe val die besoek hoe saam om my te praat met sy heel. Steeds ek weer my heiland is daar en hy stoor nieuwe kracht in my siel. Dames, Anne, dit is wel in my siel. Dit is wel in my siel. Oor die son gedurende en dikwels my vriende verkeer. Nou sal alles vergeet en God sy kruis oor my siel loof die Heer, loof die Heer. Ons dit is wel
Dit is wel met my siel. Die derde lied, nuwe lied wat die Here in 'n persoon se hart kom plaas, dit was eintlik 'n jong dogter toe sy die Here ontmoet het en nog in haar jong jare toe sy hierdie lied geskryf het. Die volgende lied is Blye Versekering, Blessed Assurance. Hierdie lied is geskryf deur Fanny Crosby en sy het duisende, hoor mooi, duisende haleluja liedere geskryf. Sy was blind van kleins af, maar al kon sy nie fisiese met haar oë sien nie, het sy 'n wonderlike geestelike sig gehad. Sy het duisende geestelike liedere geskryf en haar eie lewe getuig dat 'n mens baie keer kan iets verloor, maar steeds ryk wees in Christus. En daar was ook 'n persoon wat vir haar op die klavier note gespeel het. En wanneer hierdie persoon note gespeel het, dan vra hulle vir haar, Fanny, wat hoor jy in hierdie lied? Wat sê hierdie lied vir jou? En toe hierdie woorde gespeel is, of daardie dientjie, daardie wysie, toe kon haar hart nie anders as om te sê, blye versekering, Jesus is myn. As jong dogtertjie blind geboor, kan maklik voel, God het my verwerp, my verlaat, ek het geen guns in God se oë gevind nie, want hier sit ek sonder sig. Maar Fanny besef iets wat baie min mense in hierdie lewe besef. Iets wat die Christelike geloof, iets wat Christus self vir ons beloof, wat geen ander geloof, geen ander groep beloof. En dit is sekerheid van saligheid. Ek kan weet waar ek met Jesus staan. Ons lewe in 'n tyd van soveel onsekerheid. Ons skakel die nuus aan, dan sien ons die stryd van Hormuz is oop toe, en dan weet ons nie meer. Ons is so de mekaar wanneer ons sien dat hier is nou weer 'n pestsiekte op 'n boot wat nou weer uitgegaan het op die nuus. En dan is daar weer hierdie probleem en hierdie uitdaging en petrolprys klim op en nou binnekort is weer registrasie vir stemming en al hierdie goed in ons omstandighede verander oornag. En ons wonder in onsekerheid, wat hou die dag van môre vir ons in? Maar een verseker, die een sekerheid wat ek en u vanmôre kan hê, is waar ons die ewige lewe kan spandeer. Ek hoef nie vanmôre soos ander gelowe te sê, ek hoop, miskien, of dalk as ek goed genoeg is, gaan ek hemel toe nie, maar met sekerheid kan ek weet. In Psalm 40 sê Dawid, hy het my voete op die rots gestel, hy het my gange vasgemaak. Daardie rots, ons rots, is Christus self. Ons saligheid lê nie vanmôre in jou en my gevoel nie. Dit lê nie in jou en my handel of wandel, of wie ek vanmôre is nie. My saligheid is vanmôre op Christus geanker. Hy is die hoeksteen, hy is die rots wat vir ewig staan. En solank ek op Christus gebou is, kan ek met sekerheid weet wat van my voorlê en blye versekering kan ek sê, Jesus is myn. Ons lewe in 'n tyd, liewe vriende, waar die mens sukkel met identiteit. Wie is ek? Wat maak ek hier? Waar pas ek in? Wat is God se doel met my? Hoekom is ek hier op aarde? Hierdie goed kom oor so baie mense se harte, want hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle probeer hulle identiteit vind in hulle man of vrou. Baie probeer hulle identiteit vind in hulle kinders. Sekere probeer hulle identiteit te vind in hulle beroep. Hoe harder ek werk en hoe hoër ek kom, hoe beter is ek en hoe meer pas ek in, hoe meer gesogd is ek. Maar die woord roep ons vanmôre om net soos Fanny ons ware identiteit te vind in Christus, om vanmôre te kan sê, blye versekering, Jesus is myn en ek behoort aan hom. Hy is my verlosser en my Heer. Johannes 10 vers 28 sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hierdie woorde is die woorde van Jesus self, wat jou en my verseker van die erf wat ons het in hom, die belofte van ewigheid, en dat ek met vrymoedigheid vanmôre kan bely, dat as kind van die Here weet ek wat vir my wag. 'n Lewe van heerlikheid en oorvloed wat hierdie wêreld nie meer vergelyk kan word nie. Paulus sê in Romeine 8:18 sê hy, ek reken my dat die lyding van die teenwoordige tyd, die uitdagings wat ons nou beleef, nie kan opweeg teen die heerlikheid van die lewe hierna nie. Dis my blye
versekering. Miskien twyfel jy vanmôre maklik. Jy kyk na jou swakhede, jou moedeloosheid, jy kyk na jou sonde, en jy wonder, kan God nog met my werk? Jy kyk na jou geloof en jy dink, dis te klein. Maar kyk vandag na Christus. Jou sekerheid lê nie in die grootheid van jou geloof nie, maar in die grootheid van jou verlosser. As jou voete op die rots gestel is, die rots wat Christus is, staan jy nie op jou gevoel nie, jy staan nie op jou prestasie nie, jy staan nie op jou eie geregtigheid nie, maar jy staan alleenlik op Jesus. En daarom hierdie volgende lied, wanneer dit in ons ore klink, sê, ek behoort aan Christus en hy hou my vas. Daarom, liewe vriende, kom ons, soos van die 4de vers. Kom ons staan en sing ons blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, heerlik en ryk. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, heerlik en ryk. Wedergebore, ryk deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roep, dit is my lof wat ek Jesus hier sal bied. Dit is my roep, dit is my lief. Wat ek Jesus hier sal bied. Volle berusting, dus my lof, elke verrukking, blye genot, engle wat haar boodskap bedra, tydens van liefde, vrye genot. Dit is my roep, wat ek Jesus hier sal bied. Dit is my roep, dit is my lief, wat ek Jesus hier sal bied. Ons tweede laaste lied dan vanmôre kom 'n lied wat uit die ver Midde-Ooste uitgeskryf is in Indië. Die 4de lied, ek het besluit om Jesus te volg, of die Engels soos ons hom beter ken, I have decided to follow Jesus. Die lied word dikwels verbind aan 'n bekende oorlewering uit Noordoos-Indië, waar 'n man daar drasties by die Here uitgekom het, waar hy die afgoderry wat hy voorheen gedien het verlaat het, en hy onmiddellik as 'n getuienis vir Christus begin uitstaan het en getuig het. En weens politieke onrus was daar 'n groot stempel om Christendom uit te wis uit Indië, dit te verban en weg te neem. En hulle het eers hierdie man begin verbaal te sê, hou op, stop dit, jy mag nie die evangelie verkondig nie, jy mag nie opstaan vir hierdie wat jy sê die waarheid is. En toe die man geweier het hulle hom begin dreig, en na dreigemente aangehou het hulle op 'n dag hom en sy familie gevangene geneem, en daar het hulle gesê, verwerp Christus of ons maak julle almal dood. En hy begin spontaan hierdie lied te sing, en dit kom as 'n getuienis van een van die soldate wat hom as gevange geneem het, begin hy te sing, I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. En hulle het sy vrou en kinders doodgemaak en vir hom gesê, ons gee jou nog 'n kans, bely, draai terug, of ons gaan jou lewe ook neem. En die laaste woorde wat hy sê is, why don't you join me and follow Jesus? No turning back, praise the Lord, no turning back. Wanneer God 'n mens red, gee hy nie net 'n nuwe lied nie, hy gee vir jou 'n nuwe pad. Dawid praat van gange wat vasgemaak is. Dit gaan oor hoe ek nou stap, hoe ek nou wandel en handel en hoe ek nou leef voor die Here. Watter rigting my lewe nou inslaan en ingebaan is. Die Here red ons nie sodat ons maar net in dieselfde ou lewe kan voortgaan nie. Hy red ons om hom te volg. Lukas 9:23 die bekende woorde. En as iemand agter my aan wil kom,
moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Dis nie goedkoop disippelskap. Dis nie 'n geloof wat net werk wanneer alles saamstem nie. Dis nie 'n geloof wat net gemaklik is wanneer daar geen prys is wat ek moet betaal nie. Om Jesus te volg beteken daar kom tye waar jy teen die stroom moet staan, teen die algemene uitkyk, algemene siening, algemene manier van dink en doen. En liewe vriende, ons het in Suid-Afrika 'n geruime tyd beleef waar Christendom populêr was, waar Christendom die hoofstroom gebruik was. Maar nou begin ons lewe in 'n tyd waar as jy vir iemand sê bekeer jou want die koms van God is naby, is dit haatspraak. Wil hulle jou in die tronk gooi, wil hulle jou verban. En die vraag is, gaan ons stil raak of gaan ons nou juis opstaan vir die waarheid waarin ons getuig, ons in glo? Ons leef in tye waar baie mense 'n gemaklike Christendom wil hê. Hulle wil Jesus hê as 'n helper, maar nie as hulle Here nie. Hulle wil verlossing hê, maar nie oorgawe maak. Hulle wil die rots hê, maar nie noodwendig die pad wat dit inhou en vir mens beteken nie. Maar Psalm 40 sê, God stel my voete op 'n rots en maak my gange vas. Met ander woorde, die Here verander my fondasie en hy verander my rigting. Ek kan nie dieselfde bly nie. Ek het besluit om Jesus te volg, is daarom nie net 'n emosionele lied by 'n uitnodiging nie. Dis 'n ernstige verklaring, my lewe behoort nie meer aan myself nie. Christus is my Here. Waar vra die Here vandag vir jou om terug te draai na hom toe in jou lewe? Wat vanmôre in u lewe verheerlik nie Christus en maak sy naam nie groot nie? Waar vanmôre in u huishouding, in u samelewing met u vriende, by die werk, is nie oorgegee aan Christus nie? Wat is dalk daardie gewoonte, gebruik, of kom ons wees eerlik, sonde, wat u nog koester en terughou? Waarvoor kom nooit Christus jou vanmôre uit en sê, kom sit alles neer. Moenie meer langer hinker en winker, moet ek nie. Moenie sê ek gaan bietjie meer die Here dien en bietjie meer hom volg nie. Vanmôre is 'n oproep van Christus self wat sê alles of niks. I have decided to follow Jesus. No turning back. Die Here Jesus Christus sê self dat as iemand sy hand aan die ploeg geslaan het en hy terugkyk, daardie man nie waardig is van die koninkryk van God nie. Waarom? Want daardie man sit met 'n verdeelde hart. Een voet vir Christus en een voet in die wêreld. In 'n huis wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Daarom roep en nooi Christus vanmôre vir ons om weer opnuut of dalk vir die eerste keer vanmôre waarlik alles aan hom oor te gee, om te sê, Here, hier is my alles aan U oorgegee en oorgelewer. Liewe vriende, kom ons staan en dan sing ons, I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me, the cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, praise the Lord, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Ek stop daar ons op, jy kan maar sit, baie dankie. Ek ken die uitdrukking, wanneer lieg Christene die meeste? Wanneer ons sing. Bedoel ons waarlik vanmôre hierdie woorde, you take the whole world, but give me Jesus. Vat alles, maar gee vir my Jesus. As dit vanmôre nie my hart is dit tot wat Christus my roep. Hy vra vanmôre, sal jy my kies bo alles? Ons laaste lied, en ons gaan dit ons slotlied maak dan vanmôre, is die bekende lied, Omdat hy leef. Die 5de lied, Omdat hy leef,
oorspronklik Because He Lives, is geskryf deur 'n man en 'n vrou met die naam van Bill en Gloria Gaither, en hulle maak tot vandag toe nog musiek. Hulle is die Gaither Vocal Band, en jy kan hulle gerus daar op YouTube bietjie gaan opsoek, is 'n groot groep wat al verander het en uitgebrei het oor die jare, wat die mooiste musiek maak. Maar die lied het ontstaan in 'n tyd in Bill en Gloria se lewe waar daar baie onsekerheid was. Daar was in hierdie tyd in die 1970s en 80s groot spanning in die wêreld, die Koue Oorlog en die dreig van gebeure. Daar was vrees oor die toekoms. Daar was vrae oor watter soort wêreld kinders sou erf. In daardie konteks het die Gaithers 'n lied geskrywe wat sê, die rede waarom ons môre kan aandurf, is nie omdat die wêreld veilig lyk, maar omdat Christus leef. Hierdie lied bring Psalm 40 na die toekoms toe. Dawid sê, hy het my uit die kuil opgetrek. Dis die verlede tyd. God het gehelp. Maar die gevolg is nie net dat Dawid teruggekyk het. Hy kan nou vorentoe staan, want God het sy voete op die rots gestel. Hy kan die pad vorentoe loop, want God het sy gange vasgemaak. Die opstanding van Jesus is die grootste rede waarom Christene vandag kan hoop hê. Ons hoop is nie in 'n gebeur nie. Ons hoop is nie in 'n politieke leier of in 'n koning nie. Ons het 'n lewende hoop en sy naam is Christus. 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Waardeur? Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Let op daardie woorde, 'n lewende hoop. Nie 'n vae hoop nie, nie 'n wenslike hoop nie, nie ek hoop maar dinge werk uit soos ek wil hê nie, 'n lewende hoop omdat my verlosser leef. Van alle gelowe, Boeddha is in die graf, Mohammed is in die graf, Christus se graf is leeg, want hy leef. En hoekom kan ek nie vanmôre sê, ek sien uit na môre, ek kan die dag van môre aanpak, ek kan wat ook al oor my pad kom aandurf en staande bly, omdat ek oulik is en wonderlik is? Nee, omdat my verlosser lewe. Omdat ek genoeg ondervinding en ervaring in hierdie lewe opgedoen het? Nee, maar omdat Christus opgestaan het uit die dood. Omdat hy leef, sien ek uit na môre. Nie net kan ek dit aandurf nie, maar is daar selfs 'n opgewondenheid in my hart. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Daarom hoef ons nie sonder hoop te leef nie. Ons kan realisties wees oor die wêreld en gebeure, maar steeds vol hoop wees in Christus. Ons kan die swaar kry raak sien, maar nie moed verloor nie. Ons kan sê die wêreld verander, maar my Here bly dieselfde. Hierdie nuwe lied klink hier en hy sê, Here, omdat U leef, het ek hoop vir môre. Die nuwe lied met ons vanmôre van hoor wat die Here in Dawid se hart kom plaas, is hoe hy sy denke en sy uitkyk wou verander, sy gemoedstoestand en self sy handel en wandel met God. Dit was nie net woorde wat by sy mond uitgekom het nie. Hier lees ons die lied wat God gee, is nie net vir ons eie troos nie, dit word 'n getuienis. 'n Getuienis wat ons nou uit 5 voorbeelde uitgehoor het van vele. Baie sal dit sien, sê die gedeelte in Psalm. En mense verwag dat hy eerder moet sê, baie sal dit hoor, as die Here dan 'n nuwe lied vir jou kom gee, Dawid. Hoekom sê hy, baie sal dit sien? Dis mos 'n lied. Maar hy sê, baie sal hierdie nuwe lied sien. Hoekom? Want 'n nuwe lied is nie net 'n klank uit jou mond nie, dit is 'n lewe wat verander. Mense sien wanneer God iemand uit 'n kuil kom haal. Mense sien wanneer iemand wat moes bitter word, vrede het. Mense sien wanneer iemand wat moes vrees, eerder sekerheid het. Mense sien wanneer iemand wat kon terugdraai, bly Jesus volg. Mense sien wanneer iemand in 'n onsekere wêreld steeds hoop het. Vandag het ons 5 liedere gehoor, maar eintlik een groot boodskap. By John Newton hoor ons God se genade is groter as my sonde. By Horatio Spafford hoor ons God se vrede is dieper as my pyn. By Fanny Crosby hoor ons my sekerheid lê in Christus, nie in my omstandighede. En ook by die lied van ek het besluit om Jesus te volg, hoor ons die Here wat my gered het, roep my nou om hom te volg. En laastens by Bill en Gloria Gaither hoor ons omdat Christus leef, het ons hoop vir môre. En oor dit alles sê Psalm 40. God hoor, God buig hom neer. God trek uit, hy stel my vas en hy kom gee vir sy kinders 'n nuwe lied. Die groot vraag vandag is, wat is die lied in jou mond, liewe vriende? Is dit 'n lied van vrees, van skuld, van bitterheid, van wanhoop, van terugdraai?
Kom na die Here toe. Roep na hom, wag op hom, vertrou op hom. Die God van Psalm 40 is nog steeds dieselfde God vandag. Die God wat vir Dawid uit die moddersluike kom uittrek het en 'n nuwe lied in sy hart kom plaas, wil dit vir jou ook kon doen. Hy kan 'n sondaar red. Hy kan 'n gebroke hart dra. Hy kan 'n twyfelende gelowige vasmaak in hom. Hy kan 'n moedelose disipel versterk. Hy kan 'n bang mens weer hoop gee. En wanneer hy dit doen, gee hy vir jou en vir my 'n nuwe lied. 'n Lied van genade, 'n lied van vrede, 'n lied van sekerheid, 'n lied van volharding en 'n lied van hoop. Mag die Here ook in ons mond vanmôre 'n nuwe lied kom plaas. Maar nie net om te sing nie, om dit te gaan uitleef daarby. Vanmôre, liewe vriende, spreek ons baie geestelike behoeftes aan. Vanaf die wat nie seker is waar hulle met Jesus staan, om nou te kom seker maak. Tot met die wat al lank met Christus wandel, maar dit dalk ophou om hom te volg. 'n Terugroep en 'n terugdraai. Kom vanmôre. Laat God vanmôre hierdie nuwe lied in jou hart kom plaas. Moenie laat die omstandighede en sake daar buite jou moedeloos maak en negatief maak. Maar kom vanmôre en sê, omdat hy leef, sien ek uit na môre. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, ons sê vir U vanmôre dankie vir U woord. En hierdie kortlikse 5 voorbeelde wat ons na gekyk het, Here, is eintlik net voorbeelde van manne en vroue in wie se lewe U kom werk. En Here, ons kan vanmôre vir hulle prys gee vir mooi liedere wat hulle geskryf het. Maar Here, daardie liedere is geskryf uit 'n hart wat U ken, 'n hart wat U volg, 'n hart wat oorgegee is aan U. En o Here, ek is seker vanmôre so baie van ons het nodig vir 'n nuwe lied in ons hart. Here, dalk het ons negatief en moedeloos begin raak. Dalk het ons vuur vir U in ons harte laat begin uitkwyn en verdwyn. En vanmôre hoor ons die oproep om nie net U te eer met ons mond nie, maar met ons hele lewe. En daarom wil ons vra, Here, kom trek ons ook op, kom plaas ons weer op die rots wat Christus is, en kom sit vanmôre 'n nuwe lied in ons hart. 'n Lied wat getuig dat deur goed en sleg bly U getrou. 'n Lied wat getuig dat ek en elkeen hier vanmôre U sal dien ten spyte van wat die uitdagings mag wees. Wees met ons, Here, en help ons, want sonder U, Here, kan ons niks maak. Seën ons ook nou en word U verheerlik. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen.